Ons is in leidingstyd en in hierdie tyd van die kerkkalender of die kerkjaar is juist daarom vir ons voor te berei vir Paasfees. Nou, hoekom is dit nodig dat ons eintlik onsself moet voorberei vir Paasfees? En dit is omdat ek en jy soms die gevaar loop dat die kruis vir ons vanselfsprekend word. Maar wanneer ons elke jaar met lydingstyd vas, skuldbelydenis, gebed, gewoontes doen, spesifiek in ons eredienste fokus, dan word die kruis weer vir ons lewendig. Dit word nie iets wat net een keer in die verlede gebeur het nie. Die kruis en wat Christus aan die kruis gedoen het, word dan iets wat ons daagliks beleef. Hierdie verlossing, hierdie genade, die liefde en die vergifnis. So ek steek vanoggend juis vir ons die Christuskers aan. Ai. Mag hierdie lydingstyd vir jou tyd wees, waar Christus sy lyding en hierdie kruis vir jou lewendig word, weer nuut word, jou weer kom verras. Wees stil en weet dat God is Heer. Ek groet jou vanoggend in die naam van die Vader, wat sy Seun vir ons gestuur het, en Jesus Christus, die gekruisigde, en in die naam van die Heilige Gees, wat ons aan Christus verbind. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom kniel as te ware vanoggend voor die kruis. Want ons weet dat U daar gehang het vir ons. Ons weet dat U Uself prys gegee het vir ons. En wanneer ons vandag se teksgedeelte gaan lees, mag hierdie teksgedeelte ons kom herinner aan hoekom U aan daardie kruis gehang het vir ons. Mag vanoggend se teksgedeelte vir ons kom wys dat ons by U voete, by die kruis, veilig is, geliefd is. Here, ons bid al hierdie dinge, nie net oor ons kan nie, maar omdat ons weet, U is heilig. U het ons lief. Amen. Ons lees vandag uit Psalm 27. Dit is 'n Psalm van Dawid, vir die van julle wat wil saam lees. Kom ons lees saam. Van Dawid. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is my toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opstaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil.
Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing en ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart echo u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet u dienskneg nie in troon wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Selfs al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad. Lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teestanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek darm nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Met die lees van hierdie teks beskryf Dawid die Here as 'n plek waar hy veilig voel. En dit het my aan die beeld van 'n huis laat dink. Nou, wat maak 'n huis besonders? Nie noodwendig die feit dat daar mure en 'n dak is nie, maar dalk kan jy dit van jou eie huis getuig. Dis 'n plek waar jy 'n diep tuiste het. Dis 'n plek wat, wanneer jy daar instap na 'n lang dag, dat jy net kan asemhaal. Dis 'n plek waar jy weet, hier is ek veilig. Hier behoort ek, hier is ek verborge, hier kan ek ontspan en net wees. Maar wat maak 'n huis eintlik nou 'n tuiste? Nie noodwendig die meubels nie, maar die wete dat ek hier aanvaar word, hier beskerm is, dat ek hier behoort. 'n Huis is meer as net 'n fisiese plek. Dis 'n plek waar ons sekerheid en vrede vind. Maar wat as jou huis nie 'n veilige plek is nie? As die ruimtes wat jou juis moet veilig hou en beskerm jou op 'n manier bedreig. Jy kan nie tuis kom as jou huis of as jou woning ineenstort van verskeie redes nie. En Dawid beeld vir ons in hierdie Psalm iets van hierdie kontras uit. Waarheen gaan ons as ons nie meer 'n veilige plek het nie? Of as ons voel alles van verskeie kante ons omsingel. Maar net soos ons in fisiese gevaar is of bedreig word ek en jy ook geestelik bedreig. Ons word geestelik bedreig as ons voel ons werk is 'n toksiese plek. Ons word geestelik bedreig as ons afgeknou word, of as ons 'n depressie of 'n angs beleef, of as ons nie juis veilig voel in 'n spasie wat behoort is om vir ons te beskerm nie. Maar het jy al ooit gedink aan 'n geestelike huis? Ek praat nou nie hier van 'n kerk nie, maar 'n huis vir jou siel. Het jy al werklik daaroor nagedink? Ons spandeer baie tyd om ons eie huise mooi te maak. Ons verf dit, ons herstel dit, ons versier dit. Doen jy dieselfde vir jou siel se huis?
Hierdie Psalm begin vanoggend juis met hierdie geloofsbelijdenis. Die Here is my lig, my redding, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my vesting, my lewe, vir wie sou ek vrees? Dis asof ons iets hiervan van Dawid se geestelike huis sien, die huis van sy siel. Die Psalm begin waar sy huis, sy siel se huis, eintlik juis 'n plek is wat vir hom sekuriteit bied. Dat dit nie 'n fisiese plek is nie, maar 'n persoon, God. Sy vertroue is nie gebaseer op hoe die dinge rondom hom lyk nie, maar sy vertroue is op wie God vir hom is. En dit is hierdie geloofsvertroue wat vir hom 'n veilige tuiste bring. 'n Plek waar hy geborge voel te midde van gevaar. En Dawid nooi vir ons vanoggend in hierdie huis in sy huis, sy sielhuis. Hy gaan verder in hierdie Psalm en hy sê daar in vers 4, daar's net een ding wat ek die Here wil vra en eintlik die hele tyd wil najaag, is dat ek lewenslank in die huis van die Here sal woon. Dat ek die lieflikhede van die Here sal najaag en aanskou. Dawid se huis is nie 'n plek waar hy af en toe gaan nie. Dis 'n plek, dis sy blyplek. Hy wil nie net hierdie plek gaan besoek wanneer dit sleg gaan nie, of dinge skeef loop nie. Hy wil juis daar woon. Want hy weet, daar het hy ware rus, daar het hy ware vrede, daar het hy ware sekuriteit, binne-in die teenwoordigheid van die Here. En ja, jy mag dalk nou dink, maar dit is Dawid van wie ons hier praat. Hy was altans 'n koning, 'n digter, 'n prins, hy het 'n reus verslaan. Hy het nie 'n motor of 'n huispaaiement nie. Hy het nie babadoeke wat hy moet koop nie. Hy het nie 'n baas wat in sy nek afblaas soos 'n draak nie. Dalk voel jy, ja, weet jy, ek sal ook in die huis van die Here wil bly, maar ek is vasgevang in die realiteit van die lewe. Maar ek dink, ons maak 'n fout as ons dink ons kan onsself vergelyk met Dawid. Dawid was al hierdie dinge, maar hy was ook 'n skaapwagter, 'n werk wat niemand anders wou doen nie. Hy het 'n reus verslaan, maar hy moes ook vlug vir sy lewe en in die woestyn ingaan. Ons kan eintlik amper nie eers ons lewe met hom vergelyk nie, want Dawid het ook sy uitdagings gehad. Maar dis hoekom hy kan skryf wat hy skryf. Het is maklik vir ons om in ons eie ontkenning die waarheid van hierdie teks te mis. Ons is nie maar net vasgevang in die realiteit van hierdie lewe nie. Ons is, inteendeel, ons is elke oomblik van ons lewe nie verder as 'n tree van God se huis, van God se teenwoordigheid nie. Waar ook al jy is, gee nie om watter tyd dit is nie, of dit nou op kantoor is, of dit nou is langs die sportveld van jou kleinkinders of jou kind. Jy is net 'n besluit weg van God se teenwoordigheid. Jy hoef nie jou straatadres of jou posadres te verander nie. Jy moet net jou perspektief verander. En hierdie Psalm kom wys Dawid vir ons dat geloof is nie net hierdie konsep nie, maar is 'n keuse, dis 'n aktiewe keuse. Daarom sê hy aan die einde van die Psalm, wag op die Here, wees sterk, hou moed, wag. Om in die huis van die Here te woon, vra van ons geloof. Dit vra van ons om te kies om hom te vertrou. Al voel dit nie altyd jy wil nie. Dit vra van ons om te bid, te aanbid,
om die woord as riglyn vir ons lewe te gebruik. Dit beteken dat ons die Here moet ken as ons skuilplek. As jy hierdie Psalm lees, is die Here uit en uit vir Dawid 'n skuilplek, 'n toevlug, 'n sekuriteit. So wanneer ons nadink oor hierdie Psalm en hoe dit eintlik ons lewe vanoggend kom beïnvloed, wil ek weer daai vraag vra: hoe lyk die siel, jou siel se huis? Is dit 'n plek van vrede of is dit onstuimig? Laat jy toe dat die Here jou argitek is, of wil jy eintlik maar net self bou? Weereens, ons spandeer baie geld, tyd en energie aan ons fisiese huise. Kan ons dieselfde sê van wat hier binne aangaan? In die Nuwe Testament leer ons dat Jesus eintlik juis die vervulling van hierdie huis is. Hy sê in Johannes 14, in die huis van die Vader is daar baie woonplek en ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Jesus nooi ons na hierdie ewige tuiste, maar hy bied ook nou reeds vir ons rus en sekuriteit. So dit beteken God se teenwoordigheid is nie beperk tot 'n spesifieke gebou nie, tot 'n spesifieke tyd nie, of 'n spesifieke oomblik in tyd nie. Dit is iets wat oral is, wat altyd is. En dit beteken vir ons dat ons God se teenwoordigheid nie net hier op Sondag kan ervaar nie, maar by ons huise, by ons werk, in ons verhoudings. Dit beteken dat ons hoef nie met hierdie rondswerwende gees te wees nie. Ons het 'n vastigheid, ons is geanker. Dit beteken dat wanneer storms kom, ons het 'n vaste plek om te skuil. Dit beteken dat wanneer jy onseker voel, jy het 'n rots om op te staan. Dawid eindig juis, ek dink spesifiek met 'n rede, sy Psalm af deur te sê, wag op die Here. Wees sterk, hou moed. En dit is vanoggend ons belofte, maar ook ons opdrag. Ons word geroep om in God se huis te bly, in sy teenwoordigheid te leef en om sy sekuriteit raak te sien. Maar hierdie is dinge wat ons aan herinner moet word, want ons vergeet dit. En vanoggend is die nagmaal, of eintlik nie net vanoggend, die nagmaal is oor die algemeen juis vir ons herinnering van die feit dat ons het 'n skuilplek. Die nagmaal is vir ons eintlik soort van soos 'n tafel in God se huis. Net soos ons baie keer aan tafel sit as familie, so word ons ook vanoggend uitgenooi om aan God se tafel tuis te kom. En by hierdie tafel kom herinner Jesus ons dat ons nie maar net verdwaalde siele is nie, maar deel is van sy huisgesin. Hier is ons welkom, hier is ons veilig, hier word ons gevoed. Maar die nagmaal is ook 'n plek van sekuriteit en vrede. Psalm 27 fokus juis op God as hierdie vesting, 'n veilige plek van weg van vrees. En wanneer ons die nagmaal gebruik, herinner dit ons dat Jesus is ons vesting. Sy liggaam het gebreek, sy bloed is uitgestort,
sodat ons in hom 'n ewige tuiste kan vind. Jesus sê self in Johannes 6, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger wees nie. Wie na my toe kom sal nooit weer dors wees nie. En die nagmaal kom herinner ons juist daaraan, aan daardie sekuriteit en vrede. Maar die nagmaal is ook vanoggend vir ons 'n uitnodiging. Psalm 27 het Dawid hierdie begeerte gewys om altyd in die huis van die Here te bly, vers 4. Net so nooi die nagmaal ons om gedurig in gemeenskap met Christus te leef. Dat ons nie net een keer iets beleef het van hom nie, en daarvan eintlik vergeet het nie. Of probeer om dit weer te kry nie. Maar hier word ons herinner dat die Here teenwoordig is in my lewe en ek mag in sy teenwoordigheid, ek kan in sy teenwoordigheid leef. Maar laastens is hierdie ook vir ons 'n herinnering, want dit kom wys vir ons hoe God ons huis bou. Dawid het in hierdie Psalm besef dat sy sekuriteit nie in 'n omstandighede lê nie, maar in God. Hier by die nagmaal sien ons hoe God ons geestelike huis bou, nie met klippe nie, nie met bakstene nie, maar met liefde, deurdat Jesus homself geoffer het. Deur sy dood en opstanding het hy vir ons die ewige woning gaan voorberei. So wanneer ons dan nou die nagmaal gaan gebruik, mag jy onthou dat jy in God 'n tuiste het. Hierdie brood en hierdie wyn wys vir ons is nie alleen nie. Ons is nie verlore nie, maar ons is deel van die Here se huisgesin. Gemeente, ontvang die uitnodiging dat jy genooi is na hierdie tafel toe. Ontvang die wete dat jy hier veilig is, dat jy hier gevoed word. Die brood wat lewe gee is vanoggend vir ons 'n teken van die lewe wat ons ontvang het. Van verlossing, genade, liefde en vergifnis. Die liggaam wat vir ons gebreek is vir ons hierdie teken. So neem, eet en dink dat jou sondes volkome versoen is. Die beker van danksegging is vir ons ook 'n teken van die gemeenskap met die bloed van ons sondes wat die Here Jesus Christus vir ons weggeneem het. So wanneer jy hierdie drink, dink daaraan dat al jou sondes vir jou versoen is en jy het 'n nuwe lewe. Kom ons bid saam. Here ons God, U is ons redding. Vir wie sal ons bang wees? U is ons vesting van ons lewe, vir wie sou ons vrees? Dankie dat U ons toevlug is, ons veilige tuiste is. Dankie dat ons aan U tafel kan sit, die brood kon breek, die wyn kon drink, tekens van U liefde
en U trou. Dankie Here, dat U U lewe gegee het, sodat ons 'n blywende woning in U kan hê. Ons bely Here dat ons soms ons eie huise probeer bou. Huise van selfversekering, van krag, van aardse sekerheid. Maar ons weet sonder U is daar geen ware sekuriteit nie. Leer ons om soos Dawid net een ding van U te vra. En dit is om lewenslank in U huis te mag woon, U lieflikheid te aanskou en U te soek. Mag hierdie maaltyd wat ons saam gedeel het, ons herinner dat ons nie alleen is nie. U is met ons. U gaan saam met ons. En wanneer ons weer nou die wêreld gaan instap, laat ons onthou dat ons altyd net een tree weg is van U teenwoordigheid. Of dit by die werk is en of dit in ons huise is, of selfs in tye van onsekerheid is. Ons wag op U, Here. Ons is sterk en ons hou moed, want ons weet U is ons woning, ons sekuriteit, ons Vader. In U naam bid ek dit. Amen.